Binne in die huis. Ja, soos ek sê, ek gaan nou nie alles weer deurstap nie. Dis 'n herbesoek. Maar dis iets interessants, iets moois. Maar hierdie rooibokke is lig van kleur, hè? Ja, dis baie. Sê, dankie. Hierdie is groot volwasse bulle, hoor. Ek kry nie die knoppies lekker gedruk so in die bewegende voertuig. Dis skip. Ek like hierdie plek, hoor. En die prys is reg, hy kan verkoop, hierdie plek. Ek en Hermon is op 'n herbesoek na hierdie plaas, hierdie 33 hektaar binne 'n 400 hektaar reservaat hier in die Dinokeng area. Hy's nie in die Groot 5 gebied nie. Hy's naby die Groot 5 gebied. So dis nog so 10 km met hierdie teerpad. Jy kan hom ry van Melotto af, is die kortste van Pretoria af. Of jy kan hom ry Hammanskraal oor, maar Melotto is die kortste. En dit reën vandag en hierdie reënveer van die Land Rover aan die passasierskant werk nie. So is 'n interessante uitsig deur 'n nat venster. Ons ry nie vandag met die ossewaantjie nie. Ek en professor ry mos altyd met die ossewaantjie. Ons ry vandag met die toltrekkertjie. My Land Rover Defender. Daar's hy. Die het ons nou van die teerpad af gedraai. Soos nou al redelik naby, is nie verskriklik ver hierso. Kyk nie. Lekker hier nie. Lekker hier in die reën, lekker hier in die reënwatertjies. So hier het ons nou in die reservaat ingery. So dit is wat jy sien. Hierso. Baie mooi golwende topografie. Baie mooi. Mooi oop veld. Tipiese hierdie hoogliggende bosveld. Kyk, so hier is ons nou in die reservaat. Ons is op pad na die huis toe. Kijk, ons is bezig om in te ry. Oeps, ek wil 'n foto opneem. Het ek hom. Wees slim, skryf in. Ok, dis 'n herbesoek, so ek gaan nie alles weer in detail deurstap nie. Daar is die huis. Hierso is die boemuitjie. En buitegeboue en so. Hier staan die toltrekkertjie. En so aan. So, ek het iemand die plek kom wys, hulle is besig om deur te stap. Die stoepie van die huis. En dan is die huis binne. En daar is die boema.
So lekker oudtydse stoep so reg rondom die huis. Nee, nie heeltemal reg rondom nie. Hier is 'n bietjie opwas en goeters. Binne in die huis. Ja, soos ek sê, ek gaan nou nie alles weer deurstap nie. Dis 'n herbesoek. Sitkamer effek, kombuis effek. Ja, sekere spens en so aan. En slaapkamers en so is nie, maar hier is 'n groot plek nie. Ja. Sy dak het afgewaai en goed en uiteindelik het hy die plek verkoop. Toe die mense nou daar gekoop nou is dit nie besig om die plek te verbeteren. En julle het een fase kragsie. Ja, dis een fase. Dit was 3 fase, maar hulle het my geroer met daai vaste tariewe. Ja, nee. Toe kom maar afgegraad. Ek sê ek gaan nou nie alles weer deurstap nie. Daar is 'n eerste besoek luisterings-video. Maar net so naweek plekkie. Hier is so 'n sypentjie net buite die werf. So 'n mens kan dalk 'n bietjie wild sien as jy sommer hier op die werf is. Ek sien hier's 'n slasher. Hier so piknikplekkie net so buite die onder die bome. Dis maar alles hier by die huis, binne in die werf hierso. Daar is die bome en so aan. Daar is die buitegeboue en so aan. Ja, sien ek 'n soutblok ook uitgesit. Die wild 'n bietjie te bederf. En so aan. Ja, so. So is 'n splash pool wat jy sommer net water intap as jy hier kom. Dis nou hierso by die Boema. Nou, mense vra vir my, is die plek troeteldier vriendelik, pet friendly? Kan jy jou troeteldiere hier na toe bring? Ja, jy mag jou troeteldiere bring, maar jy mag hulle net op jou werf. Hulle mag nie in die veld beland nie. En hierso is nou die draad rondom die werf. Jy gaan maar self moet besluit. 'n Groot hond sal seker daarom nou nie hier uitgaan nie. Maar 'n hond wat regtig wil, sal dalk hier kan uitgaan. Ek weet nie. Ek sal dalk hierdie draad nog 'n varkdraad of iets hier onder moet sit as jy nou regtig wil honde saambring. Want 'n hond in 'n veld op 'n wildplaas is natuurlik doodsake. Kyk, so dis hoe die draad rondom die werf lyk. Kyk, hier begin die lekker deel van die besoek, naamlik die draai in die veld. Ek sit so aan die regterkant agter van die voertuig. Herman beskerm my hier aan die linkerkant teen die gevare. Ek kan daarom my hand hier by die venster uitkry. Staan 'n steenbokkie vir ons en kyk. Weet nie of ek hom kan vang nie. Ry ons nou weer so stormwater sloot. Grensdraad van die reservaat. Hier is ook so baie muurshoopies. Die storie is ek nie my Hierso is die spruit of die riviertjie wat deur die plaas loop. Waar die eerste plaas. Ry ons nou al langs die rivier af of die spruit. is eintlik die grens van ons eie, sal ek sê, noord. Eintlik is die grens van
Wil ek vir julle die watervalletjie wys. Is nou wel buite die reservaat. Op die bierplaas. Maar dis iets interessants, iets moois. Blou hang die reënwolke dan op die horison. Hier is ons by so 'n piknikplekkie langs die rivier. Dis 'n boot en ag, jy kan bietjie hier kuier en so. Dit is nie op die plaas wat gekoop word nie. Dit is in die reservaat, maar dit is op iemand anders se grond en daar is geen formele gebruiksreg of iets nie. Maar die bure is vriendelik. Hulle gee nie om dat jy hier so 'n bietjie kom kuier nie. So kyk, hierdie rivier loop teen die plaas wat te koop is ook. Maar jy kan hier kom kuier 'n bietjie as jy wil. Die bure is nie onvriendelik nie. Ek is Chaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Wat jy moet doen, skryf in op hierdie kanaal en tenkel my. En hier langs my sit my kameraad in die besigheid. Dit is Herman Kreer en saam is ons Team Gamefarmnet. Hier staan die kameelperde en rooibokke en goed somme hier op iemand anders se werf. Oké, ja. Dankie. Dit is groot en alle vals. Kom aan. Ja. Lekker makkie wild. Maar hierdie rooibokke is lig van kleur, hè? Ja, dit is baie. Interessant. Okay. Hoe hier is die kameelperde. Dankie. Staan nog 'n kameelperd. Nuuskierig stap hy nader. Staan 'n troppie blou wildebeeste. Stop so 'n bietjie dat ek hulle net vang gou. Ja. Daar staan 'n paar rooi haarbeeste. Hier ry ons weer by dieselfde blou wildebeeste verby.
Heel rustig hier in die reën. Beter. Kamera skoot. Jy? Oh, okay. Ek het hom na. In zoom kan alles. Oh, so moet staan. Jy kan maar so in die beweeg van hulle mooi. Hierdie is groot volwasse bulle hoor. Kan jy nie die knoppies lekker druk so in die bewegende voertuig en dit is skip. Jy sien sy horings is nou as jy baie ouderdom so horings plek nou goed word. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Hey, ons is terug hier by die huis in die reën. Lekker reën dit nou hierso. Daar's hy. Ons is op pad uit. Ons is weer in die toltrekkertjie. 'n baie oulike plek hierdie. Ek hou baie van hierdie plek. Herman, die ander belangrike ding van hierdie plek, dis 'n Sondag vandag. Yes. En ons het nou hierdie plek plat gery. Ons het nie een ander mens gesien. Ja, ons het so hier en daar oor ander ouens sommer by hulle huise verby gery. Daar's niemand nie. Met ander woorde, want wat mense baie maal oor bekommerd is dat as hy op so 'n reservaat is wat daar nou meer verskeie eienaars is, dat jy amper, hulle is soort van bang, jy het nie privaatheid nie. Jy ry kort in 'n ander voertuig vas of so, of jy sien ander mense. Ek bedoel, dis glad nie so. Hier het ons nou rustig die hele plek deurgery. Wat sê jy? Ja, dit is 'n baie stil, rustige plek. En jy weet, jy kan die wild sien. En ek bedoel, al die keer, dit is die derde keer wat ek op hierdie plaas is. En ek het nog nooit enige ander persoon hier gesien. Alhoewel tieners, nou die eienaar praat van die ander eienaars en wat ook al. Maar ek het nog nooit iemand anders gesien. Ja, nee, dit is lekker stil en rustig kar. hierso. Ek het nog nooit 'n ander kar ook hier. Ja. Nee, is lekker stil en rustig hierdie. Ek like hierdie plek hoor. En die prys is reg, hy kan verkoop. Hierdie plek kan verkoop. Ja. Ja, ons is op pad terug huis toe in reënerige weer. En een ding kan ek jou sê, 'n boer is nie bang vir water nie. Of wat praat ek? Is julle bang vir water? Ons is nie bang nie, Jacques. Ons boere is nie bang vir water nie. Ons sal kuier graag by die kamp. By die see.
Ons gaan kuier by die dam, ons kuier by die see en ons ry in die reën op die grondpaaie.